Vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees nou. Ons is tans besig met hierdie baie besondere reeks, soos ons dit vind daar in Jesaja 9 vers 5. U sal onthou ons het so 'n paar dae terug begin met hierdie baie besondere profesie wat Jesaja uitgespreek het. Hy het gesê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Ek het vir u gesê, ons gaan juis hierdie profesie hanteer oor die Kersseisoen, oor hierdie feesseisoen, juis om die klem te lê op die uniekheid van die Here Jesus Christus. Ons het al reeds gekyk, waarom vier ons Kersfees, 'n paar boodskappe daaroor gebring, en hoe die kind van die Here anders moet optree in hierdie Kerstydperk as die wêreld. Ons het gekyk na maniere waarop die duiwel Kersfees steel by mense, en hoe uniek dit was, en vir u gesê, die gevaar wat ons loop, dat die duiwel ook Kersfees by ons kan steel, omdat ons miskien te familiêr raak met die dinge van Christus en dan die Kersgebeure. Ons het dan begin so 'n paar dae terug met hierdie reeksie oor Jesaja 9 vers 5, vir jou al reeds gesê, dat Christus is uniek in sy persoon en in sy wese. Ek het vir u gesê, daar is nie minder as 285 name en titels in die Bybel, wat aan Jesus toegeskryf word nie. En ag vriende, as ons net kyk na dit, sien ons hoe kosbaar en uniek die persoon van Christus is. Daar is geen een soos hy nie. En ons het vir u gesê dat Jesaja die profeet sê dat Christus word genoem wonderbaar. Die gedagte van wonderbaar dra die betekenis dat ons in verwondering voor hom moet staan, dat ons hom moet bewonder, want vriende, hy is absoluut bewonderingswaardig. Ek het vir u gesê dat Christus is uniek in sy persoon, hy is wonderbaar in sy persoon. Ek het vir u gesê dat hy is wonderbaar in sy aardse lewe en bediening, en hier het ons klem gelê op die feit dat Christus se bediening uniek was. Ek is nie geroep om sy bediening te dupliseer nie, maar ons moet soos die Heilige Gees getuig aangaande Christus, moet ons getuig aangaande Christus. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, nie om genesings te dupliseer of om te probeer om duiwels uit te dryf en allerhande snaakse en vreemde manifestasies te laat plaasvind nie. Ons is geroep om die evangelie te verkondig. Die evangelie is die goeie nuus aangaande die Here Jesus Christus. Te veel kerke en te veel mense dink dat ons geroep is om Jesus se aardse bediening te dupliseer. Ons is nie daarvoor geroep nie. Hy was wonderbaar in sy aardse bediening. Ons kan hom in verwondering aanskou wanneer ons sien hoe hy die storm stil maak, wanneer hy die brode vermeerder, wanneer hy die duiwels uitdryf, wanneer hy Lazarus uit die graf uitroep, wanneer hy preek en mense staan verslae oor sy leer, dan raak ons opgewonde oor Christus en probeer ons nie dupliseer wat hy in sy unieke aardse bediening gedoen het nie. Nou vanmôre staan ons stil by die gedagte dat Jesus is wonderbaar in sy sterwe, opstanding en hemelvaart. Nou vriende, daar is net een wat vanuit die hemel gekom het. Dit is die Here Jesus Christus. Hy is die gestuurde van God om God se liefde aan ons te kom openbaar. Hy is die een wat sou lewe en sou sterwe, en hy is die een wat sou opstaan en opvaar om vir ons hoëpriester te wees, en hy sal weer kom om ons te kom haal. Daarom is hy wonderbaar, omdat hy uniek is in sy sterwe, opstanding en hemelvaart. Hoor wat sê die Bybel vir ons. Filippense 2 vers 6. Hy, dit is Christus, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het hom onsself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. Net so kort onderbreking. God het nie Christus agter die nek gegryp met baie respek gesê en vir hom gesê, jy sal aarde toe gaan nie. Christus het met die absolute vryheid van sy wese gekom en aan die mens gelyk geword. Hy is nie gedwing nie. Vriende, die Bybel sê hy het gekom om sy lewe af te lê, om dit weer op te neem. Daarom sê die Bybel, dat hy het gekom in die gestalte van 'n diensknegt, en hy het homself ontledig, en hy het aan die mens gelyk geword. Vers 8 nou. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Christus was uniek in sy wese. Waarom? Omdat hy, vriende, ook hierdie wonderbare en kosbare dood tegemoet gegaan het met 'n absolute gehoorsaamheid, met 'n doelgerigtheid
omdat hy sy wese, sy karakter aan ons wil kom openbaar, as die Godmens, wat die enigste plaasvervangende dood kon sterwe vir die sondaarmens. Nou sê vers 9, omdat Christus homself verneder, homself ontledig het, daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is. Luister, baie mense het al gesterf in die verlede, en baie mense sterf tans, en mense sal nog sterf in die toekoms. Daar is net een, wat verhoog is en 'n naam gekry het, wat bo elke naam is, en dit is die Here Jesus Christus self. Vriende, hy is uniek in sy sterwe, wat Matteus 26 vers 66 sê vir ons. Wat dink julle? En hulle antwoord en sê, hy is die dood skuldig. Toe het hulle in sy aangesig gespieg en hom met die vuis geslaan, en ander het hom met stokke geslaan en gesê, profeteer vir ons Christus, wie is dit wat u geslaan het? En wat is Jesus se gesindheid? U en ek sou dadelik die vuiste opgetel het en begin beklei het. Ons sou dadelik onsself wou laat geld het. Ons sou dadelik ons onskuld bepleit het. Wat doen die Here Jesus? Sy gesindheid was uniek gewees. Want as wonderbare persoon moet ons vanmôre na hom kyk en sy heerlikheid aanskou, ook in sy sterwe en in die wyse waarop hy na hierdie kruis van Golgotha gegaan het. Want hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil vir u sê, as ek dit lees, dan gryp dit my aan my hart. Hy is uniek in sy wese, in sy persoon, vriende, in sy aardse bediening, maar ook in sy sterwe. Aan die kruis verduur hy spot en smaad. Vriende, wat doen hy? Hy kon elkeen vernietig het. Hy kon in 'n oomblik daar die hele Jerusalem plat gevee het. Ek dink sy engele het op gereedheidsbasis gestaan en het die woord, wou net die woord gehoor het van om Christus te kom help. Maar wat doen Christus? Hy verduur die smaad en op die bepaalde oomblik en tyd, soos hy beskik en bepaal het, roep hy uit, dit is volbring. U moet onthou, Christus het sy lewe nie 'n oomblik te vroeg of te laat afgelê nie. Sy lewe is nie geneem per se deur die Romeinse soldate en deur die wreedheid van die kruisiging nie. Nee, op die bepaalde uur en oomblik het hy sy lewe afgelê om dit dan weer op te neem. Die Bybel sê vir ons, Matteus 27 vers 50 tot 52, hy het met 'n groot stem uitgeroep en die Gees gegee en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur. U sal onthou, in daardie tyd was daar nog 'n groot gordyn tussen die heilige en die allerheiligste. In die allerheiligste kon niemand gekom het nie, behalwe die hoëpriester een keer in 'n jaar. Wat gebeur met Jesus se sterwe? Die Bybel sê in daardie oomblik, toe hy sy lewe aflê, as die volmaakte, volkome, laaste lam van God, sê die Bybel vir ons, toe skeur daardie gordyn in twee. Jy moet onthou, al die lammetjies in die Ou Testament wat geslag was onskuldig, 'n heenwyse na Christus, die onskuldige lam wat sou sterwe. Die Bybel sê, toe Christus uitroep en die Gees gee, die voorhangsel geskeur, en vir tyd en ewigheid is daar die toegang tot God se troon vir ons geopen deur Jesus Christus ons Here. Verstaan nie waarom ek sê hy's wonderbaar in sy sterwe? Die Bybel sê vir ons, die aarde het gebewe en die rots het geskeur. Toe hierdie Godmens sy lewe gee, het hierdie aarde geweet, hy was uniek. Hy was die wonderbare een wat van God gestuur was. Die Bybel sê vir ons, en die graf het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Waarom? Jesus Christus sê, hy is die opstanding en die lewe. Al hierdie unieke gebeure het juis plaasgevind om die wonderbaarheid van God se karakter vir ons te kom openbaar, soos in die Here Jesus Christus gedemonstreer. Vriende, die oomblik toe die Seun van God sy lewe as 'n losprys gee, het die skepping, wat die werk van sy hande is, reageer op 'n wyse wat die omstaanders verskrik gelaat het. Selfs die hoofman oor 100, hierdie geharde Romeinse soldaat, en die wat saam met hom Jesus bewaak het, toe hulle sien wat gebeur het, het hulle bevrees geword, en hierdie hoofman roep iets uit, wat eintlik ondenkbaar is vir 'n hoofman oor 100. Hy sê, waarlik, hy was die Seun van God. U sien, hy het al die dinge aanskou rondom die kruis, en hy het gesien, dit was 'n unieke persoon wat gesterf het. Alles rondom hom was uniek.
en hy erken en hy sê waarlik, hy was die seun van God. Vriende, Christus was uniek in sy opstanding en in sy hemelvaart, en daarna sal ons môre kyk. Maar mag die Here my en jou hart aangryp, dat ons sal hoor wat die profeet Jesaja sê. Hierdie kind is wonderbaar, en mag ons bietjie in hierdie tyd verwonder oor hom, en mag ons hierdie kosbare karakter van Christus bestudeer, sy wese, sy menswees, sy godheid, en mag ons dan, vriende, in verwondering staan voor hom, en hom aanbid vir wie hy is. Mag die Here vir ons ryklik seën, en mag hierdie oordeenkings ons harte aangryp, om hierdie God te dien, met oorgawe en vrees en liefde, en toewyding, tot ons hom in sy heerlikheid sien soos hy is. 'n Mooi dag vir u verder. Bye bye.